ANC gee duidelikheid oor die gebeure binne die RNE en die eienaar van kleuterzone, Antoni Bougas, is voorlopig gesekwestreer. Goeiedag, dit is vandag die 8ste April. Welkom by jou Afrikaanse nuus, net hier op Pretoria FM. Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, sê die party sal met die DA vergader oor sy gedrag binne die regering van nasionale eenheid. Mbalula het tydens 'n media-konferensie gesê dat die ANC teleurgesteld is in die DA omdat hy as RNE-vernoot veronderstel is om in die beste belang van die land op te tree en nie as opposisieparty nie. Die verhouding tussen die twee grootste partye binne die RNE is gespanne sedert die DA en die VF+ nie die 2025 begroting gesteun het nie. Mbalula sê dit is die DA se besluit of hy die RNE wil verlaat, al dan nie. Hy sê die ANC en die DA sal nou gesprekke voer oor die DA se gedrag, indien hy besluit om wel deel van die RNE te bly. Action SA het intussen gesê dit is nog te vroeg om te sê of hy by die RNE sal aansluit, nadat hy verlede week die ANC se fiskale raamwerk in die parlement gesteun het. Action SA se leier, Herman Mashaba, sê hy oorweeg nie 'n uitnodiging na die kabinet totdat die BTW-verhoging teruggetrek word nie. Action SA sê hy het bloot verlede week die begroting gesteun, sodat die nasionale begroting nie as politieke speelbal gebruik kan word nie. Die stigter van die kleuterzone groep, Antoni Bougas, is vanoggend voorlopig in die Hooggeregshof in Pretoria gesekwestreer. Die gesamentlike likwidateurs van kleuterzone, Rikus Hartman en Susan Laporta, het 'n week gelede die dringende sekwestrasie aansoek teen Bougas gebring om hom persoonlik aanspreeklik te hou vir sy beweerde wanbesteding van maatskappygeld. Dit kom nadat berigte aan die lig gekom het dat Bougas glo miljoene rand van kleuterzone se geld gebruik het om onder meer te gaan dobbel. Volgens Hartman en Laporta het hulle probeer om die aansoek op Bougas te beteken, maar kry hom en sy ma Renshe nie in die hande nie. Hulle glo hy het in Februarie na Bangkok in Thailand gevlug sonder enige planne om terug te keer. En nagenoeg 449 polisievoertuie in die Vrystaat is tans in onbruik. Die Vrystaat se LER vir gemeenskapsveiligheid, paaie en vervoer, Jabu Mbalula, het die aantal bevestig in antwoord op 'n vraag in die wetgewer. Die VF+ lid in die Vrystaat, Armand Kloete, sê die voertuie is tans onbruikbaar weens onder meer herstelwerk en inspeksies. Volgens hom is dit kommerwekkend omdat die voertuie veral in landelike gebiede aangewend kan word om inwoners se veiligheid te verseker. Kloete sê volgens georganiseerde landbou in die provinsie is net meer as 100 voertuie nodig om die landelike veiligheidsstrategie in die Vrystaat effektief te kan implementeer. Dit dan die einde van vandag se nuusbulletin. Baie dankie dat jy ingeskakel het, dat jy saam gekyk het. Deel hierdie gerus met jou vriende en familie. Dis elke dag hier op YouTube en dis gratis. So op so 'n manier kan ons ook almal op hoogte hou oor die jongste nuusgebeure. Van my kant af, totsiens.